I see signs of resurrection in a lot of different kinds of places. I see signs of resurrection in the natural world when things grow and flourish. I see signs of resurrection when children learn things they did not know before and become competent. I see resurrection when relationships which have been destroyed by disinterest or mistrust are reestablished. I think I see resurrection most profoundly as people recognize the presence of God in the person sitting right next to them. That in fact Christ is risen from the dead, has trampled down death, and has filled the whole cosmos. And like gasoline burning across an open field, that energy is spreading everywhere. So the energy of resurrection is uncontainable, which does in fact give me the confidence to pursue whatever it is I think I'm doing as a priest, and whatever it is I think I'm doing as a person that has a concern for the aesthetic and for art. This thing is not going to be stopped. It can't be stopped, because the power of the resurrection cannot be stopped. Ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het, en homself vir my oorgegee het. Ek verwerp nie die genade van God nie, want as al geregtigheid deur die wet is, dan het Christus te vergeefs gesterwe. Ek dink jy weet dit. En as jy nie weet nie, gaan ek nou 'n illusie vir jou verbreek, maar ek sit nie nou hier en praat met jou in real time nie. Dis nie Sondagoggend nie. Dis nie opstandingsdag vandag nie. Ek neem dit trouwens voor Goeie Vrydag nog op, om al die sisteme en mense wat alles behartig wat moet gebeur, in ag te neem, sodat ons almal 'n goeie Paasnaweek kan hê. So, gun my die geleentheid om dan nou myself net vir 'n oomblik terug te vat na 'n deel van Goeie Vrydag toe, net in aanloop tot hierdie dag, hierdie Sondag. Richard Rohr skryf in sy boek Universal Christ 'n gebed, en is eintlik 'n tweepad gebed, 'n two-way prayer, wat hy voer met Jesus aan die kruis. En dit begin met Jesus wat met hom praat, en dan antwoord hy, en ek het sy antwoord baie verkort en vertaal, en dit gaan so: Dankie Jesus, dat U mens geword het, sodat ek nie hoef voor te gee of te probeer om God te wees nie. Dankie Here dat U ingeperk geword het, sodat ek nie hoef voor te gee dat ek onbeperk is nie. Dankie God, dat U sterflik geword het, sodat ek myself nie as onsterflik hoef voor te hou nie. Dankie Meester, dat U minderwaardig geword het, sodat ek nie hoef voor te gee dat ek meer waarde as ander het nie. Dankie dat U buite die mure gekruisig is, dat U uitgesluit is,
soos die sondaars en uitgeworpenes, sodat U my kan ontmoet, waar ek voel ek is, altyd buite die mure van waarde. Dankie dat U swak en sonder beheer geword het, Almagtige, sodat ek nie sterk en in beheer hoef te wees nie. Dankie dat U bereid was om as onvolmaak en vreemd aangesien te word, sodat ek nie volmaak of normaal hoef te wees nie. Dankie dat U gewillig was om nie aanvaar te word of gewild te wees nie, sodat ek nie so hard hoef te probeer om aanvaar te word of gewild te wees nie. Dankie dat U beskou is as 'n mislukking, sodat ek nie my lewe hoef te gee om te maak of ek 'n sukses is nie. Dankie dat U verkeerd was volgens al die standaarde van godsdiens en die staat, sodat ek nêrens hoef te probeer reg wees nie, selfs nie eens in my eie kop nie. Dankie Jesus, dat U alles geword het, wat die mensdom gehaat en gevrees het, sodat ek, myself en almal anders ten volle kan aanvaar in en deur U. So ons begin by Goeie Vrydag en by die dood. En ek sal nou iets meer daaroor sê, en dan wil ek ons net saam ook vat dan deur gister, Stil Saterdag. Die dag tussen die doodgaan en die opstaan. Die dag wat ons roep om die angs en die hoop in dieselfde hart vas te hou. Die dag wat ons uitnooi om verstom te staan, dat wanneer ons harte so gebreek is, dit op 'n manier kan aanhou klop. En dat ons, God alleen weet hoe, kan aanhou asemhaal. Ek lees vir ons hierdie seën van Jan Richardson. In the breath, another breathing for Holy Saturday. Let it be that on this day, we will expect no more of ourselves than to keep breathing with a bewildered cadence of lungs that will not give up the ghost. Let it be we will expect little but the beating of our heart, stubborn in its repeating rhythm that will not cease to sound. Let it be we will still ourselves enough to hear what may yet come to echo, as if in the breath, another breathing, as if in the heartbeat, another heart. Let it be we will not try to fathom what comes to meet us in the stillness, but simply open to the approach of a mystery we hardly dared to dream. Asof in die asem 'n ander asem, 'n ander wat asemhaal, asof in die hartklop 'n ander hart. In Leonard Cohen se woorde, the heart teaching to the broken heart above. Die liriek het my nou vir 'n oomblik ontgaan. Dat op hierdie dag, waar ons nou vandag is, en ek het die tema genoem, gesoek, dood en lewendig. Dat op hierdie dag, dat ons heel uit en hardop kan sê, dat ek nie meer leef nie, maar Christus nou in my leef. Ek lees vir ons die skrifgedeelte. Ek gaan die message vertaling lees daarvan, want dit is my 'n baie
menslike manier om dit te sê. En onthou nou, die Afrikaans sê, ek is met Christus gekruisig, vrydag, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Daar's 'n hart wat nou onder my hart klop. Daar's 'n ander wat asemhaal onder my asem. Have some of you noticed that we are not yet perfect? No great surprise, right? And are you ready to make the accusation that since people like me, who go through Christ in order to get things right with God, aren't perfectly virtuous, Christ must therefore be an accessory to sin? The accusation is frivolous. If I was trying to be good, I would be rebuilding the same old barn that I tore down. I would be acting as a pretender. What actually took place is this. I tried keeping rules and working my head off to please God, and it didn't work. So I quit being a lawman so that I could be God's man. Christ's life showed me how and enabled me to do it. I identified myself completely with him. Indeed, I have been crucified with Christ. My ego is no longer central. It is no longer important that I appear righteous before you or have your good opinion. And I'm no longer driven to impress God. Christ lives in me. The life you see me living is not mine, but is lived by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me, and I'm not going to go back on that. It is not clear to you that to go back to that old rule-keeping, peer-pleasing religion would be an abandonment of everything personal and free in my relationship with God. I refuse to do that, to repudiate God's grace. If a living relationship with God could come by rule-keeping, then Christ died unnecessarily. Ons beskryf baie keer hierdie dag as, mense kon sê, dit waarby Christendom staan of val. As jy nie in die opstanding glo nie, is jy obviously nie 'n Christen nie. Ons vergeet egter dat Paulus hierdie woorde waarop ons hierdie oortuiging skoei in 1 Korintiërs 15. Die woorde is, en as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos. Dan is julle nog in julle sondes. Maar hy begin hierdie gedeelte in vers 16 in 1 Korintiërs 15 deur te sê, want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. So hy begin deur te sê, dis 'n opstanding, is 'n universele beginsel. Dis 'n kosmiese patroon, wat ook gestalte kry deur die Gees in ons harte. If there is no resurrection from death, Christ himself cannot have been raised. Die universele beginsel van dood en opstaan, dood en opstanding, het ook gestalte gekry in Christus. Interessant, 98% van ons liggaam se atome word jaarliks vervang. Mense het bewys dat geen landskap permanent is nie. Water, mis, stoom en ys, alles dieselfde ding in verskillende fases. Die opstanding is 'n ander woord vir verandering. En wanneer mens nie in retrospect daarna kyk nie, lyk dit soos die dood.
voel dit soos die dood. En wanneer daar 'n lang tyd verbygaan en jy kan terugkyk, dan sien jy dat dit die universele beginsel van verandering is. Auden het geskryf, en ek dink dit was 1942, in sy, nogal ironies, in sy lang gedig Advent, het hy geskryf, life is the destiny you have bound to refuse until you have consented to die. Asof God dit goed gedink het, om te gaan niks wat ek vir julle kan sê, geen woord wat nie vlees word nie, kan ernstig opgeneem word, as dit nie vlees word nie, as ek dit nie vir julle kom wys nie, want dan gaan julle dalk vir ewig glo in hierdie klokwerk God, in hierdie Deus ex machina, wat net vir sy almag aangeroep word, wanneer julle dit nodig het, en nie ook in 'n lydende God nie. Dat dit die diepste vorm van menswees is, die suffering God. En dit is nogal vir my ook interessant en ironies, dat baie mense wat nie Christene was nie, wat Jode was, hieroor geskryf het, wat nie gesê het, hulle is volgers van Christus nie, wat nie gesê het, ons glo in Jesus Christus nie, maar Christus se manier van leef en van doodgaan geoefen het, wat soos Wendell Berry skryf, wat die opstanding beoefen het, deur ook die dood te beoefen. Etsy Hillesum in die konsentrasiekampe in die Tweede Wêreldoorlog het geskryf, dat sy haar lyding sien as God se lyding, en dat dit vir haar 'n manier is om te deel in God se lyding, en om hom te help dra aan sy las. Vir party mense sal dit godslasterlik klink, maar vir haar was hierdie God so deel van haar selle, dat sy dit nie anders kon beskou nie. Ek hoor nou die dag iemand sê, partykeer check sy net so in met God, dit was nou 'n Engelse vrou, en dan sê sy, God, how are you doing? How are you holding up? Cannot be easy on your side, with the things going on in this world. Om 'n verhouding te hê met God, en die lydende Christus, ook as die opgestane Heer te aanskou. Pontius Pilatus het mos vir Jesus uitgebring, en hy het gesê, aanskou die mens, ecce homo. En dit kon 'n manier gewees om te sê, kyk, hier is die vent, hier is die ou wat julle soek. Maar in sy diepste vorm was dit, aanskou die mens, die seun van die mens in sy mensste vorm. Die mens wat weet, dat hy moet doodgaan, om te kan lewe, om werklik lewendig te kan wees. Die mens wat geweet het, daar's geen opvaar na die hemel, sonder die ter helle neerdal nie. Anthony de Mello het geskryf, is there life before death? That's the question. Ons besorgdheid oor die lewe na die dood, gooi dikwels 'n skaduwee op die lewe voor die dood. En dit wat Jesus ook kom wys het in sy lewe, in sy aksie, in dit wat hy gedoen het, in hoe hy was rondom mense, in hoe hy waarheid gespreek het in mag, in hoe hy die gemarginaliseerdes in sy binnekring ingenooi het, en hoe hy sy ego keer op keer op die altaar geplaas het. Dit was sy aksie, sy aktiwiteit en sy passiwiteit, wat toe in sy dood gekom het, sy passion,
was net so deel van hierdie grondverskuivende gebeurtenis wat ons vandag herdenk. Hierdie heelal soek mense wat ken van dood en daarom kan van lewe. Ek wonder dikwels hoekom ek met baie meer verbitterdheid, resentment geleef het voor my man se dood as na sy dood. Dis my interessante verskynsel in myself om wanneer mens 'n maat het, 'n huweliksmaat, 'n partner, 'n ouer, 'n mede-ouer, dan is daar hierdie idee van dat ons met 50-50 hierdie ding doen. En as ek voel ek doen meer, dan blameer ek jou. Dan word jy dan word jy die sondebok vir hoekom ek voel soos ek voel. Vandat hy weg is, of in 'n ander vorm, nie meer teenwoordig is hier, en ek die stokkie kan oorgee wanneer ek so voel nie, is dit asof daar 'n vrede en 'n gelatenheid en 'n aanvaarding oor my gekom het, dat daar's iemand om te blameer nie. Dit is wat dit is. En ek dink dikwels aan Dietrich Bonhoeffer se woorde wat hy gesê het, before God and with God, we live without God. En dit was nie 'n ding van om te sê, daar is nie 'n God nie. Hy het net gesê, ons kan nie so ingesteld wees op die hiernamaals en vergeet om in hierdie lewe te leef nie, asof God vir ons gesê het, hier is dit. Iemand het geskryf, en ek gaan dit nou probeer kry, God in Christ became the bearer of flesh for a time, so that humanity could become the bearer of spirit forever. Jesus het gegaan sodat ons hom kan voel asemhaal onder ons asem, sodat ons sy hart kan voel klop onder ons hart, sodat ons nie kan gaan, daar sit jy, hoekom sit jy in die skip en jy het aan die slaap geraak, hier vergaan ons. Daar's niemand om te blameer nie. Daar's iemand om te vertrou, daar's iemand om vooroor te gee. Maar ons is nou die draers van die Gees. En dis die uitnodiging. God, het iemand gesê, is realiteit met 'n persoonlikheid. God is dit alles tussen ons. God is dit wat dit waarde gee. En as jou dink oor God, en ook veral wanneer ons sê, Jesus het opgestaan in 'n fisiese vorm. Jy mag dit glo, ek mag dit ook glo, of nie glo nie. Maar dis nie waarop dit neerkom nie. Is hy opgestane? Ontslape is my 'n mooi woord, maar dit beteken amper iets anders. Is hy wakker? Is jy wakker? Is jy lewendig? Want as jou teologie, jou woord oor God, jou dink oor God, jou siening oor God, nie jou antropologie, jou dink oor mense, radikaal verander nie, dan is dit eintlik net 'n head trip, 'n koptrip. En lê dit alles hier, en is dit nie in ons liggame nie. Mag ons leef as mense wat ken van die dood, en daarom ken van opstaan.
mag ons leef asof ons nie meer self leef nie, maar Christus in ons op hierdie dag. Ek gaan vir ons afsluit met nog 'n gedig of 'n seën dan deur Jan Richardson. Opgestaan. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan, soos hy gesê het. Hy is nie hier nie, en dis goeie nuus, want nou is hy oral. As jy op soek is na 'n seën, moenie hier rondhang nie. Hier is net 'n leemte, 'n holte, 'n dop waar daar eens op 'n tyd 'n seun was. Hierdie seun was nie tevrede in sy gevangenskap nie. Hierdie seun kon nie verlief neem met sy isolasie nie. Die onverbiddelike stilte, die drukkende stank van dood. So as dit 'n seën is waarna jy op soek is, maak jou eie mond oop. Vul jou longe met die lig wat hierdie nuwe môre bring. En laat dit dan vry met 'n uitroep. Hoor hoe die seën uitbreek in jou eie stem. Hoe jou eie woorde, elke woord, hoe jou eie lippe, elke woord vorm wat jy nooit gedroom het om te uiter nie. Kyk hoe die seën terugsirkel, hoe dit vra dat jy dit herhaal, maar harder, hoe dit jou trek, hoe dit jou dring, hoe dit jou stuur om sy enigste woord te verkondig. Opgestaan, opgestaan, opgestaan. Aanskou die mens en kom u dan vorentoe. Kan ons in u alles sien wat mens is, wat die mensste mens is. Dankie dat u mens geword het. Dat u, Jesus, ook Christus was. Die transfigurerende kragveld Christus. Dat u opgestaan het. En dat u nou in ons leef. Here, gee ons vandag krag om hierdie opgestane krag as nie net vryheid te aanskou nie, maar verantwoordelikheid. Dat ons nou die draers van die Gees is hier. En dat ons lewens agter mekaar moet kry en vind. In mekaar moet kry en vind. By mekaar moet kry en vind. Dankie vir die Gees wat ons saambind. En dat ons saam vandag kan sê, opgestaan, opgestaan, opgestaan. Amen. Baie dankie vir almal wat aanhou gee en inskakel ook op hierdie Paasnaweek waar jy dalk iewers anders is saam met jou familie en jou gesin. Jy kan ook finansiëel bydra deur die SnapScan kode gebruik of die bankbesonderhede op die web te kry. 'n geseënde naweek vir jou verder.